Hi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle. Ek was lanklaas ek het lanklaas 'n videoetjie gemaak, klomp dingetjies het my aandag geverg. Die Heilige Gees is my besig om my of hou my besig op die oomblik met klomp ander dingetjies. So maar sodra daar iets wonderlik gebeur en die Heilige Gees op my hart lê, dan voel ek moet dit met julle deel. So dit is juist hoekom ek vandag opgekom het, want ja, die Here het so wonderbaarlik hierdie week ingegryp in ons lewe, dat ek net hierdie getuienis moet deel met almal daar buite. Nommer 1, natuurlik om vir God al die eer te gee, want hy verdien dit, en dan wil ek graag hê, elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat jy dit ter harte sal neem en dat jy sal besef, God is lewendig, hy hoor ons gebede en hy is daar, hy kan intree in enige situasie, maar al wat hy van ons vra is gehoorsaamheid, en dit is wat julle nou gaan hoor in hierdie volgende getuienis wat ek met julle gaan deel. So, goed. Wat gebeur het is, meeste van julle weet, ek is besig nou al met, ons het laas jaar, het ek same met 'n publiseringsmaatskappy, Go Big Media, het ons 2024 dagboek uitgebring. Nou is ek weer reeds besig met 2025 se dagboek, wat nou ook in Afrikaans, nie net in Engels, maar ook in Afrikaans op beskikbaar gaan wees, so 'n bietjie later in die jaar. En so is ek besig met hierdie dagboek, maar ek het verskriklik probleme met my laptop. Ek het hom nou al ingevat, laat hulle hom net bietjie vinniger maak, maar hy bly vashak en dit vat ure, weet die ding wil net nie reg nie. Sy skerm het ook gegaan, sy skerm werk nie, so nou moet ek 'n buiteskerm gebruik, 'n ander monitor, en dit vertraag ook nog die proses, dan maak dit laat dit hang, en dit is net verskriklik frustrerend. Soveel so dat ek eendag, sit ek net daar en ek sê, Here, ek kan nie meer met hierdie laptop nie, u gaan asseblief my 'n plan moet maak of my ander laptop te gee, want ek is besig met u werk en ek gaan nie klaar kry as ek so met sukkel nie, maar ek sal aanvaar as ek net so moet aanploeter, dan sit reg, maar ek weet by hom is niks onmoontlik nie, en ek sê vir hom, ek weet hy kan vir my 'n ander laptop gee, want ek gaan nie skuld maak om 'n laptop te koop nie. Hy weet finansiëel, is dit nogal 'n uitdagende stadium in ons lewens, so jy weet, mens wil nie skuld aangaan nie, so ek sal maar eerder so aanploeter, en ek sê vir hom hierdie hele storie, en ek los dit by hom, dis ek omtrent so 2 weke terug. En die van julle wat ook gereeld my blaaie volg en wat dalk my kunsblad volg, sal gesien het, ek het nou eintlik al laas jaar dat ek begin met 'n skildery wat die Heilige Gees op my hart gesit het, wat ek net gevoel het, dis iets mooi vir my wat ek wil skilder, en dit is nogal 'n groot skildery wat ek gedoen het, en ek het so bietjie aan hom gewerk, want ek kry net nie tyd om in my studio net 'n hele dag net daar te sit en te werk, sonder dat ek ander goedjies ook moet doen nie. En so het ek net die dringendheid in my hart gekry, ek wil hierdie skildery klaarmaak, laat hy nou net kan klaarkom, en ek dink toe nogal by myself, dan kan ek hom uitsit daar buite as hy verkoop, dan verkoop hy, as hy nie verkoop nie, dan die Here het sy tyd en plek vir alles, maar die Here weet daai finansies wat dan in sal kom van 'n skildery, gaan regtig, sal baie gaatjies kan toemaak. Maar so het ek toe nou, die skildery klaar gemaak, en ek het hom geadverteer, en die naweek wat verby is, het die Heilige Gees net op my hart begin sit en gesê, ek moet daai skildery saai vir iemand. En dan dink ek myself, is dit nie ek wat nou self hierdie goed dink nie, want dit is my hart, dit is wie ek is. Christus sê ook altyd, ek maak al hierdie mooi goed, maar ek gee alles altyd weg. En ek weet nie of ek ooit geld maak met die goed wat ek doen nie, want ek gee net weg, want dit is wie ek is. Dit is my hart, dit is vir my lekker om vir mense goed te gee,
en om iets spesiaal vir iemand te kan gee, veral as hulle verjaar of so, wat handgemaak is, maar dan weet ek dit is soveel meer spesiaal. En ek bid toe nou daaroor en ek sê, Here, as dit U wil is, praat met my, as dit werklik U is wat dit my gesê het. Nou ek weet, ek ken die Heilige Gees se stem, maar jy weet, soos 'n kind, mens wil maar net nog seker maak, moet jy nou daai deel, as jy nou kleintjie is, moet jy nou regtig jou speelding deel, moet jy nou regtig jou goed gaan weggee vir iemand wat dit meer nodig gaan hê. En ek bid en die Heilige Gees sê net vir my, die Here gee vir my woord en sê vir my, weet jy, nee, saai hierdie skildery. En ek besluit dan, Here, is reg, Here, en ek stuur 'n boodskap vir hierdie persoon, ek sê, weet jy, dis wat die Heilige Gees op my hart gesit het, ek moet hierdie skildery vir jou saai, ek hoop jy aanvaar dit en sien dit as 'n blessing uit sy hand uit. En daardie einste middag, toe kom iemand by my aan en sê vir my dat die Here het op hulle hart gelê om vir my 'n laptop te gee. Ek was so geskok, ek kan amper nie glo wat ek hoor nie, want wie gaan vir jou 'n laptop gee? Wie gaan vir jou 'n laptop koop en vir jou 'n laptop gee? En ek dink vir myself, Here, wat gaan hier aan? En die Heilige Gees sê vir my, maar kyk, omdat jy gesaai, ek stry nogal toe met die persoon, ek sê nogal vir 'n oomblik, sê nogal, weet jy wat, dit is 'n groot geskenk om te kan aanvaar, want dit is regtig waar, want so niemand anders weet van hierdie goeders nie. Ek gaan vertel nou nie vir mense, hoor ek sukkel met my laptop nie, en daai tipe van goed nie, weet, mense wat my ken, sal nou weet, jy weet, net van, as hulle met my gepraat het, soos my ouers of so, sal nou weet, of my huisgesin sal nou weet, jy weet, die frustrasie wat ek het met die laptop, maar dis nou nie iets wat ek nou gaan buite uitsit en post en sê, luister, hoorie, asseblief help my net met 'n laptop nie, jy weet, ek gee, sulke goed gee ek vir die Here, want ek glo hy sal vir my voorsien, ek wil nie vir mense goed vra nie, die Here sal, hy kan mos dit vir my doen, en ek sê toe nogal, joh, maar dis te groot geskenk, en die persoon sê, nee, maar die Heilige Gees het dit op hulle hart gelê, om dit vir my te gee, en ek moet asseblief net so aanvaar. En julle sal my nie glo nie, maar dit is so, toe ek nou gaan kyk wat hierdie laptop se waarde in geld is dit min of meer dieselfde waarde wat my skildery is in geld. Hoe awesome is die Here nie, dat jy net op daai oomblik wat jy gehoorsaam was, toe ek haar die foon optel, om te sê, weet jy, ek saai hierdie skildery, toe kan die Here vir my iets teruggee. En dit is wat ek wil hê mense moet besef vandag, as jy met iets sukkel in jou lewe, en jy weet nie hoe en waar en wat nie, en weet, wat gaan jy nou vorentoe doen nie, dan moet jy op God vertrou, maar jy kan nie wag, God moet vir jou deure oopmaak, en hy moet vir jou seën met goed, as jy nie bereid is om 'n pad met hom te stap nie, nommer 1, en dat jy gehoorsaam is nie, want daai twee goed, 'n verhouding met hom en gehoorsaamheid is vir God baie, baie belangrik. As ek nou besluit het, ek gaan nou nie gehoorsaam wees nie, en ek gaan nou hierdie skildery maar eerder, of ek dink dit is nou uit myself uit, en ek gaan dit maar eerder hou, dat ek eerder die geld kan kry, jy weet, vir die skildery, dan ek my blessing gemis, jy weet, dan ek dalk geld gekry, en ek het dit nou juist vir ander goed gebruik, wat nou soveel nodiger is, in my kop, jy weet, maar die Here sal vir daai afdelings, sal hy sorg, soos wat hy hoeveel keer in ons lewe al vir ons voorsien het. Ek het sommer noem, so paar weke terug, het die Here ook net iemand gestuur wat vir my geld in my bankrekening inbetaal het, en jy weet, net so doen God hierdie goed, uit die bloutheid, sonder dat jy met daai persoon praat, sonder dat jy weet wie dit is, sonder dat jy weet wat aangaan, en dit was al 'n ruk voor die tyd, wat hulle het inbetaal het, maar ek het dit nie eens gesien nie, want dit is nie my bankrekening wat ek altyd gebruik nie. Ek het
dit is maar 'n rekening wat ek hou vir my kinders of vir die boeke, sodat ek makliker kan rekord hou van wie my betaal het, sodat as ek weer vir hulle boeke of goed moet gee. En so ek weet vir my siel daar stond niks geld in nie, en Dico moes gaan vir sy leerlinglisensie, en toe ek nou vir hom moet gaan sit daar, en ek weet, Here, ek weet ons het nie geld nie, en die Heilige Gees sê net van, kyk net in jou Capitec rekening, kyk net of daar is, en ek dink toe nou by myself, jy weet, die Heilige Gees sê, verlei my soent, en ek dink by myself, dat ek gaan kyk, dalk is daar ten minste net met genoeg geld, om vir hom dan nou te betaal vir die learners wat ek nou moet doen. En toe ek nou daar oopmaak, was ek so verbaas, toe daar hierdie lamsom geld inbetaal. Christo moes die naweek op 'n mannekamp gegaan het, en toe staan genoeg geld vir die mannekamp, wat hy was gebless, iemand het hom genooi na die mannekamp toe, maar natuurlik moet hy nou, moet ook mos sy eie eetgoedjies en so saamvat, kan nie met leë hande daar opdaag nie, en toe kon ons nou dit ook bydra en petrol bydra soontoe en al daai tipe van goedjies. So voorsien God, as mens hom net vertrou, en dat jy nie bekommerd hoef te wees oor die dag van môre nie. Ek moet ook sê, as mens vrees, dan kan God se seën nie werk nie. Weet, jy sny onmiddellik die seëninge wat die Here in jou lewe wil bring, sny jy af, want jy vertrou dan nie in hom nie. Jy vertrou meer in jou angs en in jou situasie in 'n mate as wat jy God vertrou. So ek wou dit net met julle deel, nou net vir julle sê, ek het sommer 2 getuienisse in een gedeel. Maar ek moet van hierdie goed getuig, ek moet God se naam groot maak, want hy verdien dit, en ek wil jou bemoedig dat jy sal besef, ons dien 'n lewendige God, en jy moet hom begin vertrou met die kleinste dinge, en al werk dit nie uit soos wat jy dink nie, nog steeds hom vertrou, en begin gehoorsaam wees. As hy vir jou iets sê, soos byvoorbeeld, gaan praat met daai persoon by die werk, vertel hom van my, of bid vir iemand, dat jy nie skaam sal wees vir God nie, want Jesus sê, as jy jou skaam vir hom, sal hy hom skaam vir jou, vir sy Vader. So, God sien nie die klein dingetjies raak wat ons doen, daar waar jy vir iemand bid, gaan bid jy nie vir daai persoon, in persoon nie, maar jy bid in jou bidkamer vir 'n persoon, vir hulle omstandighede, jy bid vir mense, jy spreek lewe oor mense, jy is besig in God se koninkryk, hy sien hierdie dinge raak. Ek en my gesin is 'n getuienis daarvan, ons sien hoe die Here elke dag ingryp in situasies wat ons van geen beheer oor het nie. So ek wil net graag vir julle so 'n paar skrifgedeeltes lees, wat jy moet gaan merk. Jy kan hierdie video pause as jy nou wil, en gou jou Bybel gaan kry, en dit gaan net merk. Anders kan jy dit op 'n later, ek sal dit hier onder in die descripsieboks hier onder aan die YouTube video, kan jy net ook gaan druk, dan sal ek die skrifgedeeltes daar ook sit, as jy dit later wil doen, as jy dalk nou, nie jou Bybel nou by jou het, waar jy luister nie. So, in Psalm 34, wat een van my gunsteling psalms is, jy kan die hele psalm gaan lees, maar ek het net so 'n paartjies uitgehaal, hierso vanaf vers 6 sê hy, die wat swaar kry sien op na hom en straal van blydskap, hulle word nie teleurgestel in hulle verwagtings nie. Ja, partykeer jou verwagting, soos my verwagting sou nou gewees het, jy weet dalk die geld, laat die skildery verkoop, maar ek het God vertrou, en hy het my bo my verwagtinge het hy ingegryp, en ek was nie teleurgesteld nie, ek was dankbaar, want ek weet, nou het hy vir my 'n laptop gegee, nou kan ek, sy werk vinnig doen en klaar kry, en jy weet, en hy daai een groot frustrasie in my lewe verwyder. Vers 7 sê hy, die Here het gehoor, en uit al my benoudhede het hy my gered. So die Here red ons uit al ons benoudhede uit. Ons moet net hom vertrou en hom herinner aan sy beloftes in die woord. Hy sê in vers 10, julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Vers 11, selfs leeu's ly gebrek en kry honger,
Maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Dan vers 18, as die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede uit. Dan wil ek ook vir julle Psalm 40 lees, vers 7. Hy sê, dit is nie diere of graanoffers wat u wil hê nie. Nie brandoffers of sondeoffers wat u vra nie. U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê, hier het ek gekom soos dit in die boekrol voor my geskrywe is, om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. So God se woord moet jou hele lewe wees. Dit moet jou begeerte wees om God se wil te doen, ongeag wat. Al is dit hoe moeilik wat God van jou vra, moet jy dit doen. Die Here het al van my baie moeilike dinge gevra, het al vir my baie intense drome en boodskappe gegee wat ek moet oordra. En ek het baie keer dan sit ek, Here, ek weet nie, kan ek hierdie goed doen nie, kan ek dit sê nie. En ek het maar deurgedruk en besluit, ek sal doen wat die Here sê, want ek gaan eendag voor hom staan. En ek wil nooit hê, hy moet sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Maar ek wil hê, hy moet sê, you were a good and faithful servant. Dit is wat ek wil hoor van ons almagtige God af. En dan, kyk, ek dink ek het nog een vers hier gemerk. Ja, Psalm 128. Sê hy van vers 1, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en sy wil doen, soos ons dan net gelees het. Die vrug van jou arbeid sal jy geniet, gelukkig en voorspoedig sal jy wees. So, vers 4 sê hy, die wat die Here dien en wat hom gehoorsaam, sal geseënd wees. So, dit is so belangrik dat 'n mens gehoorsaam is in die woord van die Here, want hy sê, as jy gehoorsaam is, sal jy geseënd wees, jy sal die vrugte sien van jou hande arbeid, en ja, dinge gaan nie altyd maklik verloop nie, maar jy gaan die vrugte daarvan pluk, en jy gaan sien hoe die Here vir jou deurkom, en dit is wat ek by julle wil los. Ek hoop julle het 'n wonderlike een naweek, Sondag is Moedersdag, en ek hoop elke moeder dra hierdie stukkie woordsomme in haar hart en besluit nou, maar luister, al die bekommernisse wat jy as 'n ma het, al die dinge wat jy oor wonder, gee dit vir die Here, en hy sal dit vir jou uitsorteer. Hy sê, hy red jou uit al jou benoudhede uit. Fokus jy net, soos ek altyd sê, wat in Matteus 6 staan, waar hy praat van, soek allereers die koninkryk van God, en die res sal vir jou bygevoeg word. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, baie dankie dat u so 'n wonderlike God is, wat so lief is vir ons, en al wat u vra is net gehoorsaamheid, my God, en dat ons vir u lief is, en dat ons glo en sal vertrou, Here. En Here, ek wil u loof vandag, en ek wil u naam groot maak, en ek wil sê dankie dat u so groot God is, en ek wil vir elke een wat vandag na hierdie boodskap luister, bid, Here, dat hulle sal begin besef, hulle moet 'n verhouding met u hê. U soek net 'n ware, opregte verhouding met hulle, en u wil hê, hulle moet net gehoorsaam wees aan die woord, en gaan doen wat u van hulle vra, sodat u hulle kan seën, want u wil ons seën. U woord sê, u wil hê dit met ons goed gaan, u wil ons seën, maar u verwag dat ons gehoorsaam moet wees. U verwag dat ons moet glo, en dit is al wat u van ons vra. En ek vra, Here, gee hulle die moed, my God, om deur te dring, om vas te hou aan u, my God, en hulle oë gefokus te hou op u. Ek bid dit in u wonderlike naam. Amen. Mag dit goed gaan met elkeen van julle, tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.